ons bed maak, in hierdie shame en in hierdie sonde, waar ons weet dat U dit weggeneem het. U het gesterf, Here, U het ons wit gewas, skoon gemaak met U bloed. Here, dankie vir die versoenende, reddende, verlossende werk wat U gedoen het vir ons, Here. En ons gee U al die eer, lof, prys en aanbidding. En alles kom alleenlik aan U toe. Want U is wie U sê U is. U is God. En ons kom by voor U volgende. Here, wanneer ons nou hierdie woord breek volgende, U woord, Here, dit kan nie leeg terugkeer nie. Here, dat ons harte dan oop sal wees vanoggend en verander dat U sal uitstap in Jesus naam. Amen. Amen. Ek hoop dit gaan goed met almal. Ek glo dit gaan goed met almal. Ons is besig met die reeks met die bloedverbond. En ons gaan weer terug vanoggend soontoe beweeg. Maar voordat ons, ek wil vanoggend praat oor die verskillende komponente, die seremoniese komponente van die bloedverbond. Ons het gesê, solank wat ons besig is met hierdie boek van Hebreërs, dat ek het julle uitgedaag om elke dag 'n stuk te vat en te lees. En teen die tyd wat ons klaar is, gaan julle die boek Hebreërs heeltemal anders te insien. So ek wil vanoggend begin, as julle julle Bybels vir my kan oopmaak by Hebreërs hoofstuk 9, vers 22. Ek gaan net een versie lees vir julle vanoggend. Hebreërs hoofstuk 9 vers 22. En byna alles word met bloed gereinig, volgens die wet. En sonder bloedvergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Een vers. Dit sê alles. Hierdie is slaamondvol. Soos ons sal sien, wanneer ons die Bybel lees, het ek vir julle gesê dat wanneer ons die Bybel lees ons hom in 'n verbondstaal. Ons het so 'n paar sonder terug verwys na die verbondstaal van hoe die Bybel geskryf is in hierdie taal van die verbond. Maar daar's meer as 10 komponente wat daar is, jy weet in die Bybel is. Ons gaan nie na al 10 kyk nie, ons gaan net hier en daar vinnig gaan vlugtig aan een raak, 1 of 2, 3 raak. Want dit is net te veel vir ons om na te kyk. En die eerste ene wat ek wil graag hê ons moet kyk na vanoggend, sommer net dadelik weg te spring met dit, is die komponent van om klere te verruil onder mekaar. In die Ou Testament het ons gesien dat hulle onder mekaar het hulle klere uitverruil om 'n verbond te sluit. Wynand, gaan vir my gou na Rut hoofstuk 4 toe. Dan lees jy vir my Rut hoofstuk 4 vers 7 en vers 8. Wat hier gebeur is, ons almal ken die storie van Rut en Naomi en Boas wat ons nou getrou het met Rut en ons verstaan die hele verhaal. Maar voordat hulle getrou het, was daar 'n verbond gesluit gewees. En hulle het dan 'n skoen gevat en hulle het die skoen uitgeruil. En hulle het die verbond gesluit en gesê dat okay, ek sal haar vat, ek sal die grond vat en ek sal met haar trou. En hy sluit hierdie verbond met Naomi se familie. Dis nog gou vir ons byna. En dit was vroeër in Israel die gebruik by lossing en by reiling om enige saak van krag te maak. Die een trek sy skoen uit en gee dit aan die ander. Dit was dan die bekragtiging in Israel. Daarom het die losser vir Boas gesê, koop dit vir jou. En hy het sy skoen uitgetrek. Toe sê Boas aan die oudste en al die mense, dit is vandag getuies dat ek alles wat aan Elimelech, en alles wat aan Gilion en Mahlon behoort het, uit die hand van Naomi koop. Jy sien, wat daar gebeur het is hierdie hele ding wat daar afspeel, is die leser, hy was heel eerste in lyn gewees om vir Rut te kon gekoop het met al die grond. En tweede was Boas. So Boas het hom toe gaan, maar Boas was verlief op Rut. So hy wou haar gehad het. So wat daar gebeur is hy kom toe by die leser en sê, luister hierso, jy's eerste in lyn.
om die grond te goed te vat. Maar onthou net, jy gaan moet rit saamvat, want dan moet 'n nageslag kom. En hy het gesê, nee, ek gaan nie dit kan doen nie. Vat jy al, koop jy al. En dis waar die skoen verhuil gekom het, want hy was tweede in lyn gewees. En dan reg deur die Bybel sien ons dat daar was baadjies verhuil gewees, mantels verhuil gewees, rokke verhuil gewees, belde. Daar was allerlei kledingstukke wat hulle onder mekaar verhuil het, dat die verbondvernote die verbond kon sluit. Okay? Nou, as ons kyk na die klere wat verhuil was onder mekaar, dit het 'n status gedra. Jy kon iemand herken het aan sy klere in daai tyd wat hy gedra het, sy status, sy identiteit, wie hy was, sy vermoë wat hy gehad het, sy posisie wat hy besit het, sy vaardigheid, sy tipe werk. Nou wat hy dan gedoen het is, wanneer hy dan hierdie klere verruil het, in die verbond gesluit het met 'n bondsvernoot, dan het hy gekom en hy het basies vir hom gesê dat ek gee jou myself met al my talente, met my vermoëns, met my vaardighede, alles behoort nou aan jou met hierdie verbond wat ons sluit. Ons sien in die boek van 1 Samuel, hoofstuk 18, sien ons Saul se seun. Saul was koning gewees en sy seun Jonathan, en ons sien dat hy het 'n verbond gesluit met Dawid. En hulle het 'n exchange gemaak. So hy het sy kleed, sy prinskleed, met sy beld, met sy wapen, sy swaard, met sy boog, het hy vir Dawid gegee, en hy en Dawid het hierdie verbond gesluit met mekaar. Ons sien in Genesis hoofstuk 3, vers 7 en vers 21, ons noem dit die Adamic verbond. Die verbond van Adam en God, die verbond gemaak, die Adamic verbond. En ons sien dat daar's klere verruil gewees. En God het 'n verbond gesluit. As ons na die Nuwe Testament toe gaan, in die nag van Jesus se kruisiging, voor sy kruisiging, was hulle by hierdie nagmaaltafel, jy weet by die paastafel gewees, en na die ete het Jesus opgestaan en hy het sy boekleed afgetrek. En hy het 'n handdoek om hom vasgemaak. En hy sluit hierdie verbond met sy, wat is die verbondstaal, so hy sluit 'n verbond met sy disippels. Hy sê, maar ek gekom om te kom dien. En hy was hulle voete. En nou sien dit in Johannes hoofstuk 13. En Jesus het alles gegee, dat hy kan dien, in ruil vir ons, dat ons dan in sy heerlikheid kan wees. En sy koninkryk kan deel hê. Selfs toe Jesus gevange geneem is, het hulle hom gevang, en die soldate het gekom en hulle het 'n kleed uitgetrek. Hulle het nog sy kleed uitgetrek en hom met 'n purperkleed aangetrek. En hulle het hom begin spot, en hulle het voor hom begin buig, en hulle het gesê, ja, heil koning, en hulle het 'n doringkroon op sy kop gesit. En net met daai aksie wat hulle gedoen het daar in Johannes hoofstuk 19, verwys hy na die koningskap, en hy verwys na die koninklike status van Christus. Ons sien aan die kruis, toe Jesus aan die kruis gehang het hulle daais gegooi, en hulle het besit geneem van Jesus se klere onder mekaar. En aan die kruis sien ons dat hierdie nuwe verbonds bekragtig was, wat gemaak was. Ons sien dan in die tyd van Eden, net om vinnig terug te beweeg soontoe, sien ons dat Adam en Eva was in die beeld gemaak van Christus. En hulle was gekroon gewees met heerlikheid en eer. En die sondeval het ingekom en hulle het gesondig en hulle het hulle heerlikheid en eer verloor. In Romeine hoofstuk 3 vers 23. En hulle het probeer om hulle naaktheid, het hulle probeer om dit weg te steek, hierdie sonde. En wat het hulle gevat? Waarmee het hulle het agterkom hulle is naak? So uit hulle eie werke het hulle blare gevat van vyebome en hulle hierdie blare aan mekaar vasgewerk om vir hulle klere te kon maak. En soos ons weet, pluk 'n blaar van 'n boom en wat gebeur met hom?
Hy gaan dood. Hy word droog. Hy verbrokkel. So, met ons eie werke, met ons eie, kan ons nie ons naaktheid, ons sonde wegsteek nie. En dis daar waar die eerste bloed gevloei het in die Bybel. Want dit is net daar waar Jesus, God, gekom het en hy het die dier geslag en hy het vir Eva 'n rok gemaak. En dis daar waar die eerste bloed gevloei het. En hy het die vel gevat en vir haar 'n rok gemaak, om haar te bedek. En dan sien ons in die boek van Johannes, hoofstuk 17 vers 21 en 23, dat Jesus was die lam wat geslag was. En hy het hierdie heerlikheid, die eer en die autoriteit was geherstel gewees. So wat verlore was in die tuin, het God gekom en hy het herstel deur sy seun, Jesus Christus. Hierdie verbond wat gemaak is. En God vat hierdie vuil klere van ons. En hy gee vir ons hierdie nuwe heerlike kledingstuk wat ons sien in die boek van Jesaja 61, wat ons sien in die boek van Jesaja 64. Lees vir my Nicolene Amplified Bible uit. Jesaja 64 van vers 5 en vers 6 en dan gaan jy sien hoe Jesaja profeteer en hy verwys terug na die blare toe. En hy verwys terug na die blare wat mekaar vasgemaak is. Dis gou ons. You meet him who rejoices in doing that which is morally right, who remembers you in your ways. Indeed, you were angry, for we sinned. We have long continued in our sins, prolonging your anger. And shall we be safe under such circumstances? For we all have become like one who is ceremonially unclean, like a leper. And all our deeds of righteousness are like filthy rags. We all wither and decay like a leaf, and our wickedness, our sin, our injustice, our wrongdoing, like the wind, takes us away, carrying us far from God's favor toward destruction. Soos blare wat wither en weggewaai word, want dit kan nie ons bedek nie. Net Christus kan, die verbond wat hy, en dis hoekom ons by die nagmaaltafel is volgende, vir die werk wat Christus gedoen het vir ons aan die kruis. Eens en vir altyd. Nie elke Sondag of elke een keer 'n maand moet ons bykom en dan moet ons weer hierdie bloed, Christus, u moet weer sterf en hierdie offer moet weer gemaak word. Nee, dit was eens en vir altyd gewees. Eens en vir altyd. Ons sien in die boek van Matteus en die boek van Lukas en Markus, sien ons hierdie gedeelte van Bartimeus, die seun van Timeus. En hy het gesit by die poort van Jerigo. En Jesus het verbygekom. En hy het uitgeroep: "Wees my genadig, seun van Dawid." Jesus het gestop, ons almal ken die storie, en het hom geroep. Wat's die eerste ding wat hy gedoen het? Hy het sy bokkleed uitgetrek. Want in daai tyd, om te kon bedel, moes hulle toestemming kry by die regering. En hulle het vir hulle 'n spesifieke klere gegee waar hulle erken was dat hy mag bedel. Dat hy niemand anderste wat na hom kan kyk nie. En die regering wil ook nie na hulle kyk nie. So die maklikste ding om te wees is, kom ons gee vir hulle baie keer hulle toestemming, hulle mag bedel. En die eerste ding wat hy hier afgooi toe Jesus verbykom, is hy gooi sy kleed af wat hy erken was dat hy 'n bedelaar. In verruil vir genesing, wat hy kon sien. En dan kom apostel Paulus. En apostel Paulus sê maar, ons moet onsself aantrek met Christus. Ons sien dit in Galasiërs hoofstuk 3, vers 26, Romeine hoofstuk 13, vers 13. Ons sien dit in Efesiërs hoofstuk 4, vers 23, Kolossense hoofstuk 3, vers 9. En dan kom hy hier by 1 Korintiërs hoofstuk 15, en dan sê maar daar gaan nog 'n laaste verruil wees van aantrek. En hy verwys na hierdie verganklike liggaam wat dan die onverganklike gaan kry wanneer Christus kom. Hierdie verheerlikte liggaam. En hy verwys na hierdie kleed wat ons dan gaan aantrek. Die volgende komponent wat ons gaan kyk gou vlugtig na is die komponent van bel.
Ons almal weet waarvoor 'n beld is. Die beld in die ou tyd, veral ons het hierdie hele ding gedoen van die wapenrusting so 'n paar jaar terug. So ons weet dat die deel van die doel van 'n beld is om jou kledingstukke vas te hou. Maar die hoofdoel van die beld was om die swaard in plek te hou, jou wapens en die geldsak. Want hulle het die geld ook aan die beld vasgehou. Dit was die hoofdoel van die beld gewees. En dan sien ons in die Bybel hoe hulle dan hierdie beld onder mekaar verruil het om 'n verbond te sluit. So om hierdie beld dan te gevat het, om dan hierdie verbond te gesluit het met jou verbondsvernoot, verwys jy na beskerming, jy verwys na krag, en jy verwys na hierdie ondersteuning wat jy hom gaan gee. So wat jy dan basies sê met jou bondsvernoot, is jy sê, my krag nou, is jou krag. Jou vyand is nou my vyand. Jou geveg is nou my geveg. En jou skuld is nou my skuld. En jy kan dit lees in 2 Korintiërs hoofstuk 20. Kronieke hoofstuk 20. En op die dag het Jesus gekom en net voor die kruisiging en hy begin praat van God se swaard, hierdie swaard van die Gees. En hy verwys na die swaard toe. En hy het gebid vir hierdie beskerming teenoor die vyand. En hy het gebid vir sy disippels ook. En hy het gebid vir die volk. En wanneer ons dan hierdie verbond sien, wanneer ons het met God, is ons vyand dan nou God se vyand. Ons sien dit in Lukas hoofstuk 18 vers 1 tot vers 8. Ons sien dit in Handelinge hoofstuk 9 vers 1 tot 5 en Romeine hoofstuk 8 vers 31. Hoe ons vyand dan God se vyand is. God het hierdie kragtige verbondwapens vir my en vir jou gegee. En hierdie wapens wat ons dan opneem en waarmee ons die goeie geveg veg van geloof. En ons sien dit in die Efesiërs hoofstuk 6 van die wapenrusting, waar hy begin daarmee, staan vas, veg die geveg. Ons sien dit in Romeine hoofstuk 13 en 2 Korintiërs hoofstuk 10 vers 3 en 5. Want ons geveg is nie teen vlees en bloed nie. Selfs 2 Timoteus hoofstuk 6 praat daarvan. Die volgende komponent, die derde komponent wat ons gou vlugtig na gaan kyk, is die komponent van sny. En nou begin ons interessant raak, want nou gaan ons begin nagmaaltafel toe verwys. Hierdie sny verbond wat hulle gehad het onder mekaar. Nou die woord sny in Hebreërs is cutting covenant until blood flows. Dis wat dit beteken. In die oorspronklike Hebreërs. To cut. It's a cutting covenant until blood flows. Maar wat hulle gedoen het in die Ou Testament is, hulle het die offers gebring vir God, en het hulle hierdie dier gevat en hulle het hom in die helfte gesny. En het hulle hom teenoor mekaar laat lê. Hierdie dier wat in die helfte gesny is. Nou wat hulle die verbondsvernote dan gedoen het, is hulle soos 'n vinger af uit, het hulle dan deur hierdie vleis geloop, om die vleis, en weer deur die vleis en om die vleis, en dan het hulle hierdie ewige verbond gemaak met mekaar. En ons kan dit sien in die boek van Genesis hoofstuk 15 en die boek van Jeremia 34. Lees gou vir my enigiemand, Jeremia 34 van vers 18 tot vers 20. Jeremia 34 vers 18 tot vers 20. Belinda? So met ander woorde, wat hulle dan gesê het, in hierdie gedeelte, waarvan het staan, is die diere wat geoffer word, verteenwoordig die reg en die lewe van die verbondmakers, wanneer hulle die dier gesny het. Want die dier het ook 'n reg gehad, om te kon lewe, en het hom geoffer. Lees ook af met? En ek sal die manne wat my verbond oortree het, wat die woorde van die verbond nie gehou het, wat hulle voor my aangesig gesluit het nie, maak soos die kalf wat hulle in 2 stukke gesny het,
en tussen die stukke waarvan hulle deurgegaan het. Die vorste van Juda en die vorste van Jerusalem, die hofdienaars en die priesters en die hele volk van die land, wat tussen die stukke van die kalf deurgegaan het. En ek sal hulle gee in die hand van hulle vyande en in die hand van die wat hulle lewe soek. En hulle lyke sal dien as voedsel vir die voëls van die hemel en die wilde diere van die aarde. OK. So wat hulle gedoen het in die Ou Testament is, wanneer hulle nou hierdie twee diere teenoor mekaar gelê het en hulle deur dit beweeg en hulle sluit hierdie verbond, het hulle basies hierdie tipe woorde gebruik wanneer hulle die verbond sluit. Hulle het gesê, soos hierdie diere reg op lewe vir die verbond geoffer is, so offer ek my reg en lewe. En ek onderwerp my aan hierdie betaling van hierdie verbond wat gemaak is. Mag ek soos hierdie diere opeindig wanneer ek hierdie verbond verbreek. En dis hoekom ek daai spesifieke skrifgedeelte gegee het. Want dit gaan oor julle kom as julle die verbond nie hou nie, dan gaan ek julle oorgee. Laat julle soos hulle sterf, want die voëls en die diere gaan julle kom opvreet. En dis in die Ou Testament die verbond wat hulle gemaak het onder mekaar. So die bloedverbond was die hoogste tipe ooreenkoms wat gemaak kon word. En hierdie soort verbond was hierdie herinnering, as ek dan hierdie verbond verbreek, gaan ek met my eie lewe betaal. Dan kan ons sien hoe Christus in hierdie hele gedeelte inkom. Dank Here vir sy genade, wanneer ons fouteer, en wanneer ons sondig, in die verbond wat ons het met hom. Dat sy genade so groot, en ons vra vir vergifnis en ons word vergewe. Ons sien hierdie tradisionele Pasga wat gehou was, met Jesus in die Nuwe Testament, hierdie maaltyd wat hulle gehad het. En ons sien dat hulle die brood gebreek en hulle die wyn gedrink. Maar daar was nie 'n lam wat geslag was wat hulle geëet het nie. Twee redes. Een rede want hulle het die Pasga voor die dag gehou. Tweede rede is Jesus was so die lam gewees het wat vir ons geslag sou word. En ons hoofstuk wat ons gaan lees hier gaan wees 1 Korintiërs hoofstuk 11, maar ons gaan hom nou lees vir die nagmaal, want dit is hoe ons hom gaan inbring. So die lam was deel van hierdie maaltyd, maar dit was nie daai aand geëet nie. Want Jesus sou die lam gewees het. En volgens die wet moes die lam dan gedeursoek gewees het. Want hulle moes seker gemaak het dat daar's geen fout, geen letsel, geen siektes of enige iets met hierdie lam dat hulle hom kan offer nie. Hy moes skoon gewees het. En dan sien ons ook, dit is in Deuteronomium hoofstuk 16. Maar dan sien ons ook dat Jesus deur hierdie absolute ernstige deursoek gegaan het. Ons sien selfs dat hierdie afgodleier Pontius Pilatus het 3 keer Jesus deursoek. En hy het gesê, ek sien geen fout in hom nie. En ons sien dit in Lukas hoofstuk 23 vers 4 en vers 14 en vers 22, die 3 keer wat hy dit hom deursoek het. En dan sien ons in Johannes hoofstuk 1:29 dat Jesus was die lam. Ons sien dit in 1 Petrus 1 vers 18 tot 20. Lees gou vir my asseblief 1 Petrus 1, 18 tot 20. Omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge silwer of goud losgekoop is uit julle ydelle lewenswandel wat deur die Vader oorgelewer is nie, maar deur die kosbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekloos, wat wel vooruit geken voor die grondlegging van die wêreld, wat in hierdie laaste tye openbaar is om julle ontwil. Christus, die lam wat vir ons geslag was. Maar Jesus was nie net die lam nie.
Ons sien in Johannes hoofstuk 10 en Johannes hoofstuk 15, dat hy was ook hier die goeie herder, wat vir ons gegee is, wat so gesterf het vir sy skape. En net so moet ek en jy kom, en ons moet sterf tot self. En ons moet met hierdie lewe wat ons dan sterf tot self, hierdie geestelike, hierdie vlees sterf, in 'n nuwe lewende verbond lewe met Christus. Maar nou lewe ons vir Christus nie meer vir onsself nie vir hierdie wêreld nie. En ons sien dit in Romeine hoofstuk 6 en 2 Korintiërs hoofstuk 5. Ons sien dit in Kolossense hoofstuk 3 wat apostel Paulus na verwys. En dan die laaste enetjie. Dan gaan ons oorgaan na nagmaal toe. Die laaste komponent wat ek wil oor praat is die komponent van letsels. Wanneer jy jouself sny en daar's 'n merk, dan bly 'n letsel agter. En hulle het spesifiek gewerk op hierdie letsels waar hulle mekaar kon herken dat hier's 'n verbond tussen die twee gemaak. Tussen die twee vennote gemaak. En letsels was verskriklik belangrik geweest in die ou tyd. Dus selfs toe ek lank in die sending was in Afrika, het hulle tot vandag toe nog gebruik van die tribes in Afrika gebruik nog steeds daai tradisie van letsels. Wat hulle gedoen het is wanneer hierdie twee by mekaar gekom het en mekaar gesny het hulle mekaar gesny op die hand of op die rug. En dan het hulle mekaar gegroet en dan in die bloed gemeng. En dan was daar vrede gewees tussen die twee wat die verbond gesluit het. Dan het hulle tipe van 'n poeier, 'n daai gevat en op die wond gesit. En dan het hy hierdie letsel gemaak. Maar dan het hy ook 'n kleur gegee aan die wond wat gemaak is. So enigiemand wat dan hierdie wond sien, weet die verbond wat gemaak is tussen twee mense. En dit was sigbaar geweest vir almal om te kon sien. En soos ek sê, die sny was op die hand en op die rug. Die letsel wat dan verwys na, hy word verseël. En dit is 'n herinnering van die verbond wat gemaak is. Nou, om dit te kon doen, dit verwys na jou toewyding na die persoon. En jou verpligting wat jy gemaak het tussen mekaar. En vrede. En dit het jouself herinner. En dit het ander herinner aan hierdie verbond wat gemaak is. So om 'n letsel dan te gemaak het, sê jy vir jou verbondsvernoot. Hierdie sigbare letsel is die seël en dit is 'n ewige daaglikse herinnering dat ek 'n verbond met jou gemaak het. 'n Daaglikse herinnering. En die mees bekendste sny letsel wat ons sien in die Bybel is in Genesis hoofstuk 17 waar hulle die besnydenis gedoen het met die volk, circumcision. En dit was die mees sigbaarste verbond wat ons kon sien. Vandag het ons nie meer daai snywond wat ons doen en dat daar vrede is tussen mekaar. Ons stap na mekaar toe, ons steek ons hand uit en ons groet mekaar. Om te sê dis vrede tussen ons, wanneer ons mekaar hallo sê. Dis vandag 'n teken van daar's vrede tussen my en jou. Dis waar het eintlik van afgekom. Dis kom hulle vandag nog steeds hande groet. So die hande skud het dan die vrede tussen mekaar. En ons sien in Jesaja hoofstuk 49 en Jesaja 44 dat Jesaja sê dit is soos 'n gegraveer in die palm van die hand. Word daar gegraveer met hierdie verbond wat ons maak. Om die woord te gebruik gegraveer in Hebreëus beteken to cut in. Dit beteken to hack. Dit beteken to engrave like a tattoo. Binne in die hand, dat daar 'n verbond tussen ons. Jesaja kom en Jesaja profeteer in Jesaja 44 vers 5,
dat die nageslag van Israel op hulle hand gaan grafeer dat hulle behoort aan God. En dat almal sal dit sien. Isak, lees gou vir my Jesaja 44 vers 5. Jesaja 44 vers 5. Wynand, kan jy vir my lees Hooglied? Songs of Songs, Hooglied, hoofstuk 8, vers 6. Jesaja 44 vers 5. Party sal trots sê, ek behoort aan die Here. Ander sal sê, ek is 'n afstammeling van Jakob. Sommige sal die Here se naam op hulle hande skryf en die naam van Israel aanneem. En dit was vir hulle 'n kultuur gewees wat hulle gegrafeer het, want daar's baie klop verskillende skrifverse wat verwys soontoe. As gevolg van tyd gee ons dan net een. Lees gou vir my, die ene wat ons nou gaan lees, is 'n ons gaan nou 'n bietjie teruggaan nou gaan na huwelik toe. Huwelik, die liefde. En dan hoe ons dit sien in die nagmaal. Hierdie een van Hooglied. Kosbare vers. Lees op ons. Dra my soos 'n seelring op die hart, soos 'n seelring op die arm. Want liefde is sterk soos die dood. Die liefde ywer is hard soos die dode hart. Sy gloed is 'n gloed van vuur, 'n vlam van die Here. Dra hom soos 'n seelring op my hart en soos 'n seelring om my arm. Die ander oorspronklike vertaling praat van die seelring om die hand. Ons vertaling sê 'n seelring om die arm. Waarna hy verwys is hierdie liefdesverbond wat tussen twee gemaak word. Waar hulle dan hierdie seelring dra. In die Ou Testament, in die ouer jare, vroeër jare, wat hulle gedoen het is, hulle het gesny om die vinger. En dan het die vrou gesny om haar vinger. Dan het hulle die hande teen mekaar gesit. En ons het gesê, wat beteken bloed? Ons eerste preek. Waarvoor staan bloed? Lewe is nie, siel. Lewe. En dan het hulle die bloed gemeng. Dan het hulle 'n lap omgedraai. En dan het hulle verbond, die man en vrou, geseël. Dit kan nie geskei word nie. Hulle is een. Verskriklike intieme vers. 'n gedeelte wat gebeur. Dan sien ons in die boek van Lukas, hoofstuk 15, sien ons die gedeelte van die verlore seun. Ons sien dat die verlore seun het 'n paar goed ontvang van die Vader af. Hy het die boekleed vang, die klere, wat ons nou net na gekyk het. Ons het gesien die verbond wat gemaak is met die skoene, hy het vir hom die sandale gegee. Maar dan sien ons ook dat die Vader het vir hom 'n ring gegee. En die ring is verskriklik belangrik, dit is die liefde, verbond tussen hom en die seun. En dit het die status van die verlore seun herstel. Hy is nie 'n servant nie. Hy is 'n erfgenaam. Hy is deel van hom. En jy kan dit lees in Lukas hoofstuk 15. En daar was ook bloed gevat gewees en hulle het dit op 'n papier gedruk. Dan het hulle die papier toegevat en hulle het hom geseël. En dan het hulle hom om hulle nekke gedra vir almal om te sien. Vir die liefdesverbond tussen mekaar. Wat hulle ook gedoen het in die ou tyd. Terug na die seelring toe. Terug na die ring toe. So die letsels was nou gemaak gewees en dit was 'n verwysing gewees na hierdie verbondsliefde wat daar was tussen die man en die vrou. Geen begin en geen einde nie. Want as jy die ring vat, daar's geen begin by hierdie ring nie en daar's geen einde by hierdie ring nie. Dit was 'n ewige verbond wat gemaak is. 'n Ewige verbond. En die ring was gemaak gewees deur 'n kosbare metaal. En die kosbare metaal moes deur 'n louter proses gegaan het om die metaal te kon kry om die ring te maak. So hy moes deur 'n vuuroond gaan om te kon doen.
Maar wat baie interessant is van hierdie hele gedeelte, is die temperatuur moes op die regte temperatuur gewees het om die goud te kon smelt. Hulle het die goud nie te beskadig. Maar tog so warm genoeg om die dros, die vuil goed weg te kon vat. En so was dit 'n bewys gewees vir die verbond wat die man en die vrou gemaak het, is om vir die man en die vrou te sê, dit is 'n sigbaar, net so sal my liefde ook getoets word vir jou. So wat die ring getoets was deur die vuur. En dit sal bly staan, dit sal ewig wees. So wat ook al siektes en wat ook al gebeur in, jy weet met 'n man of met 'n vrou, my liefde gaan nie vir jou verander nie. Dit was 'n ewige verbond. En wanneer ons dan hierdie gedeelte vat, en ons trek hom deur na Christus wat hy gedoen het vir ons in die kruis, hierdie ewige verbond wat hy gemaak het, en hy het so lief het God die wêreld gehad dat sy enigste gebore seun gegee het. Dis nie nou gee kom dan vat ek hom terug nie. Want nou as jy nou lelik gewees en stout gewees, dan gaan ek dit weer terugvat. Die verbond wat hy gemaak het met ons, het hy ons ook geseël met iets. Dit is met die Heilige Gees. En die Bybel sê hy het ons verseël daarmee. Hierdie ewige lewe wat ons het in Christus. En Jesus wys sy liefde ekskuus, deur die woord vir ons in Johannes hoofstuk 13. So wanneer ons liefde dan die minste verdien, wanneer ek en jy liefde die minste verdien, het ons dan die meeste nodig. Ek weet nie of julle kan onthou met Christus se kruisiging, was hy geslaan, gemartel, hy was in die kruis vasgeslaan gewees, en met die opstanding verskyn hy aan ongelowige Thomas. En Thomas sê, as ek nie die wonde sien en daarin vat, dan sal ek nie glo. En wat doen Jesus? Hy verskyn aan hulle, Johannes hoofstuk 20 vers 24 tot 28, en hy steek dit uit, hy sê vir Thomas, raak in die wond. Hierdie verbond, hierdie liefdeverbond in my hand het ek gemaak met jou, ewige verbond. En hy lig op en sê, vat aan my, waar die spiesel gedruk is. 'n sigbare verbond wat gemaak is. En hy het geglo. Ons opofferende liefde vir ons vrou, vir ons naaste, vir ons gesin, sal gesien word, sal geïdentifiseer word met die verbond wat ons het met Christus. So as God sê, wees lief, dan moet ons, en as ons in Christus is, as ons in Christus is en wedergebore is, sê die woord, ons moet mekaar lief hê. Nou om te weet dat ek in Christus is, een van die bewyse om te weet dat ek is in Christus is om my naaste lief te hê, soos wat Christus my lief het. Dis om te sê ek is in verbond met God. Ek is gered, ek is 'n wedergebore. En ek gaan die liefde wat aan my betoon is, gaan ek nou aan jou wys. Lees gou vir my, Belinda, Johannes hoofstuk 13, vers 34 en vers 35, en dan gaan ek afsluit en gaan ons oor gaan nagmaal doen. Johannes hoofstuk 13. 'n Nuwe gebod gee ek julle, dat julle mekaar moet lief hê, soos ek julle lief gehad het, moet julle ook mekaar lief hê. Hieraan sal almal weet dat julle my disippels is, as julle liefde onder mekaar het. Sien, nou as ons hierdie skrifgedeelte lees, en ons verstaan hierdie verbond wat God gesluit het, dan verstaan ons hierdie skrif beter, wanneer ons hom dan lees. Die belofte wat hy gemaak het. Hoe weet ons dat ons as disipel is? Ons mekaar sal lief hê. En binne hierdie sigbare fisiese letsel het Jesus hierdie belofte gemaak met my en jou. En hier is die belofte wat hy gemaak het met my en jou. Dat hy gaan ons verseël met die Heilige Gees. En dat ons die Heilige Gees sal hê vir ewig. Vir ewig. Hy gaan jou nie verseël met die Heilige Gees. En hy sê, maar nou gaan ek my redding en my verlossing werk, en my verbond wat ek met jou gemaak het, gaan ek terugtrek. Dis nie 'n mens nie.
Hoor gou wat sê hy in Efesiërs hoofstuk 1 vers 13 en vers 14. En wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van die redding, gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Nikita het laas Sondag gevra, ons praat ook van die beloftes, hier is een van die beloftes. Dat ons is verseël vir ewig met die Heilige Gees. Wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Efesiërs hoofstuk 4, vers 30, sê hy, en bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. Is ons verseël met die Heilige Gees, tot die dag dat Christus kom, om ons te kom haal. En dan dank ek die Here, dat God dit gedoen het vir ons, hierdie verbond. Want as ons 'n verbond met hom moes gesluit, het ons dit net al gebreek, die volgende oomblik. Maar hier is 'n ewige verbond wat hy met ons gemaak het, sodat ons vrylik na die tafel toe kan kom, en herinnering wat Christus vir ons gedoen het. Hierdie wonderlike werk, dat ons is vry, ons is losgekoop, ons is gewas deur die bloed, ons is herstel, ons is versoen, ons is erfgename, ons is kinders van God. Met die werk wat hy gedoen het. En dan kom hy bo alles, dan verseël hy jou met God die Heilige Gees, en sê, jy is myne. Jy is myne. Jy behoort aan my. Speel gevry in die agtergrond, asseblief, Trevor, kan nog sagter sit, asseblief. 1 Korintiërs hoofstuk 11. Hoor wat sê hy hierso. Want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Dat die Here Jesus in die nag waarin hy verraai is, brood geneem het. En nadat hy gedank het, het hy dit gebreek en gesê, neem, eet, dit is my liggaam, wat vir julle gebreek word. Nou dat ons hierdie gedeelte lees, en ons dink aan die sny en die bloedverbond, en die letselverbond, hoe maak dit sin, nou? Doen dit tot my gedagtenis. Net so ook, die beker na die ete, met die woorde, hierdie beker is die Nuwe Testament, Nuwe Verbond, in my bloed. Doen dit, so dikwels as julle daaruit drink, tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie bloed drink, die beker drink, verkondig julle die dood van die Here, totdat hy kom. En daarom kom ons vanoggend na hierdie nagmaaltafel toe, in herinnering wat God vir ons gedoen het, waar ons nou oor gepraat. Dankie Here. En ons neem deel aan hierdie tafel, in herinnering wat hy vir ons gedoen het, die verbond wat hy met ons gesluit het. Dankie dat hy ons losgekoop het, vrygemaak het, hierdie verbond gesluit het, die merke wat hy gedra aan die liggaam, hierdie liefdesverbond. Dit is kosbaar. En dan word ons opgewonde wanneer ons na hierdie tafel kom, met blydskap. Nie met treurhart nie. Maar opgewondenheid dat ons is die bruid in huis, ons is die bruidegom in huis bruid. God het vir my en jou moontlik gemaak. So kom staan elkeen vanoggend op, kom tafel toe. Neem, eet en drink met die verbond wat hy gemaak het vir ons. En ons doen dit in nagedagtenis van hom. Kom ons.